Oppervlak of area. Oppervlak of area is die hoeveelheid plek wat 'n figuur beslaan. Ons meet dit in vierkante eenhede. Die eenhede kan enige lengte eenheid wees, soos vierkante millimeter, vierkante sentimeter, vierkante meter en vierkante kilometer. Ons vermenigvuldig die meeteenheid ook met homself. As een blokkie 1 meter voorstel, sê ons lengte in meter maal breedte in meter. Meter maal meter is meter kwadraat of vierkante meter. Alle oppervlakte se antwoorde se meeteenhede moet in kwadraatvorm of in vierkante vorm staan. 2 dimensies, 2 meeteenhede gemaal. Maak seker voor jy jou maalsom doen dat jou meeteenhede dieselfde is. In die volgende video gaan jy ook leer hoe om verskillende areas se eenhede om te skakel. Kom ons begin by die vierkant. Kan jy onthou werk ons nou weer uit hoeveel plek beslaan hierdie vierkant? Die oppervlak van 'n vierkant is gelyk aan die lengte maal die breedte. Maar jy weet die vierkant se sye is almal ewe lank. So ons kan sê die breedte is dieselfde as die lengte. Sy oppervlakte is gelyk aan die lengte maal die lengte, of die lengte kwadraat. Die lengte maal homself. Die formule vir die oppervlak van 'n vierkant is lengte kwadraat. Jy moet dit ken. In hierdie voorbeeld stel een blokkie 'n vierkante sentimeter voor. Die formule is mos lengte kwadraat, so jy skryf nou net die 4 cm in die formule in. Die oppervlak is 4 x 4 is 16 en centimeter x centimeter is vierkante centimeter. 16 vierkante centimeter. Die reghoekse formule. Oppervlak beteken hoeveel vierkante eenhede 'n figuur beslaan. Ons bereken dit deur te sê die lengte maal die breedte. Die formule om die oppervlak van 'n reghoek uit te werk is lengte maal breedte. In hierdie voorbeeld stel elke blokkie 'n vierkante meter voor. Die reghoek se lengtes is 1, 2, 3, 4 meter en die breedte is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 meter lank. Skryf dit nou in jou formule in. Die lengte is 4 en die breedte is 8. 4 x 8 is 32 en meter maal meter is meter kwadraat of vierkante meter. Ons gaan nou die formule van die reghoek gebruik om te wys hoe kom ons by die formule om met die oppervlak van 'n driehoek uit te werk. Die oppervlak van 'n reghoek se formule is die breedte maal die lengte. Maar 'n driehoek is mos die helfte van 'n reghoek. So ons sê dit is die helfte van die breedte maal die lengte. Wanneer ons met driehoeke werk, gebruik ons ander terme. Ons gebruik nie lengte of breedte nie, ek verduidelik gou. Ons werk altyd met die term loodregte hoogte. Dit word voorgestel deur hierdie teken. Die horisontale streepie met die regop streepie wat presies 90 grade wys. So wat is die loodregte hoogte se afstand? Dit is die afstand van die boonste punt van die driehoek as ons 'n loodregte lyn trek wat presies met die lyn wat aan die onderkant kruis 'n 90 grade hoek maak. Wat noem ons hierdie lyn? Die basis. So die formule sê die oppervlak van 'n driehoek is die helfte van die basis maal die loodregte hoogte. Ons gaan nou na 'n paar verskillende soorte driehoeke kyk en ek gaan vir julle verduidelik hoe om die oppervlakte met hierdie formule uit te werk. Die oppervlak van 'n driehoek is die helfte van die basis maal die loodregte hoogte. Op hierdie driehoek kan ons sê die basis is hierdie onderste lyn. Nou waar sal die loodregte hoogte wees? Waar is die hoogste punt wat teenoor die basis is? Dit is hier. Nou trek jy 'n loodlyn of 'n lyn wat 90 grade met die basis kruis tot onder. Die lengte van die hoogste punt tot hier waar dit 90 grade maak, is die loodregte hoogte.
Ons volgende driehoek. Die oppervlak van 'n driehoek is die helfte van die basis maal die loodregte hoogte. Op hierdie driehoek kyk ons na die basis as hierdie onderste lyn. Nou waar sal die loodregte hoogte wees? Waar is die hoogste punt wat teenoor die basis is? Dit is hier. Sien jy, as jy nou 'n lyn moet aftrek, gaan dit die basis mis. Maar dis nie 'n probleem nie. Ons trek net 'n ander lyntjie wat die basislyn verleng, sodat ons 'n loodlyn kan trek. Nou trek jy 'n loodlyn of 'n lyn wat 90 grade met die verlengde basislyn kruis tot onder. Die lengte van die hoogste punt tot hier waar dit 90 grade maak, is die loodregte hoogte. Ons gaan nou die volgende driehoek gebruik om na elkeen van sy sye te kyk as die basislyn. Die oppervlak van 'n driehoek is die helfte van die basis maal die loodregte hoogte. Ons begin met hierdie sy. Ons gebruik dit as 'n basis. Waar sal die loodregte lyn wees? Wat is die hoogste punt wat teenoor hierdie basis is? Dit is hier. Nou trek jy 'n loodlyn of 'n lyn wat 90 grade met die basislyn kruis. Die lengte van die hoogste punt tot hier waar dit 90 grade maak, is die loodregte hoogte. Ons gebruik dieselfde driehoek, maar ons gebruik 'n ander sy as die basis. Die oppervlak van die driehoek is die helfte van die basis maal die loodregte hoogte. Hierdie sy gebruik ons nou as die basis. Waar is die loodregte hoogte nou? Waar is die hoogste punt wat teenoor hierdie basis is? Dit is hier. Hier gaan die loodlyn ook die basis mis. Verleng die basislyn weer, sodat ons 'n loodlyn kan trek. Trek die loodlyn of 'n lyn wat 90 grade met die verlengde basislyn kruis tot onder. Die lengte van die hoogste punt tot hier is die loodregte hoogte. En die derde sy van hierdie selfde driehoek wil jy probeer. Jy kan gou die video pause en self probeer. Het jy dit reg gekry? Goed, hier is die basis. Waar is die loodregte hoogte? Waar is die hoogste punt wat teenoor hierdie basis is? Dit is hier. Hier gaan die lyn ook die basis mis. Ons verleng die basislyn, trek 'n loodlyn of 'n 90 grade lyn met die verlengde basis wat daar kruis. Die lengte van die hoogste punt tot hier waar dit kruis, is die loodregte hoogte. Die oppervlak van 'n driehoek is die helfte van die basis maal die loodregte hoogte. Nou gaan ons hierdie formule gebruik om die driehoek se oppervlakte uit te werk. Die formule sê nou weer, die oppervlak van 'n driehoek is die helfte van die basis maal die loodregte hoogte. Hoe lank is die basis? Die basis hier is 4 cm. Sit die 4 cm op sy regte plek in die formule in. En die loodregte hoogte? Dit is hierdie stippellyn wat 'n regte hoek met die basislyn maak. Dit is 6 cm. Sit dit ook in die formule in. Nou kan jy die bewerking doen. Ons maal eers binne in die hakie. 4 maal 6 is 24 cm². En die helfte daarvan is 12. Die oppervlak van hierdie driehoek is 12 vierkante centimeter. Kyk gou weer vinnig na die 3 formules van oppervlak wat jy moet ken. Die oppervlak van 'n vierkant is die lengte kwadraat. Die oppervlak van 'n reghoek is lengte maal breedte. Die oppervlak van 'n driehoek is die helfte van die basis maal die loodregte hoogte. Vervang die waardes in die formules in en onthou oppervlak se eenheid is altyd kwadraat of vierkante eenhede.